Goeiedag geliefdes, dit is wonderlik om saam met u te wees rondom die woord van die Here. En ons is nog steeds besig met die boek Romeine. Ons het die eerste hoofstuk met mekaar hanteer en daar het ons al daardie verskillende uitsprake wat Paulus maak, so 'n bietjie met mekaar ontrafel en kyk na die diepte daarvan. Toe het ons gekom by die tweede vers wat ek laas met u begin hanteer het en wat ek graag vandag met u verder wil hanteer. Wat hy tevore beloof het deur sy profete in die Heilige Skrifte. En wil ek met u praat oor die inspirasie van die woord van God. Alles wat God gesê het, sal waar word. Alles wat God gesê het, sal realiseer. Kan ek saam met u maar weer teruggaan na reg aan die begin van die Bybel in Genesis 3 vers 15. Waar daar 'n belofte gemaak is toe die mens gesondig het in die tuin van Eden. Het God aan die Satan gesê, die saad van die vrou sal jou die kop vermorsel. Nou ek en u weet, nêrens in die Ou Testament word die nageslag aan 'n vrou gekoppel nie, omdat die vrou eintlik geen bestaansreg gehad het nie, sy het geen status gehad nie. Die nageslag is altyd aan 'n man verbonde. Hoekom het die Here gesê die saad van die vrou? Omdat daar nie 'n man betrokke gaan wees by die geboorte van die Here Jesus nie. Jesaja 7 vers 14 het Jesaja hierdie profesie uitgespreek. Die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Jesus noem of Immanuel noem, dit is God met ons. En dan lees ons in die Bybel so mooi, 'n kind is gebore, 'n seun is gegee. Hoor u die klem? 'n kind is gebore, 'n seun is gegee. Daar sal 'n babietjie uit die skoot van Maria gebore word, maar die seun word van God gegee, God wat sy seun na die aarde toe stuur. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom sou glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hierdie seun sal genoem word wonderbaar, sterke God, ewige Vader, vredevors, name wat aan hom toegevoeg is, en sy heerskappy sal daar nooit 'n einde aankom nie. En dan die tweede sprong wat ons maak. God gaan na Abraham toe en sê, Abraham, jy's 'n heiden uit die Galdeërs, maar ek wil met jou 'n verbond sluit. En ek wil met jou 'n verbond aangaan, dat in jou sal al die geslagte van die aarde en elke nasie op aarde geseën word, en jou nageslag sal wees soos die sand van die see en soos die sterre aan die hemel. Daarom geliefdes, waar kom hierdie geweldige woord vandaan? Abraham se vrou Sara is onvrugbaar. Sy's 90 jaar oud. Hulle het nooit kinders gehad nie. Maar ek gaan aan jou 'n nageslag gee, waarin daar duisende en miljoene mense aan jou gekoppel sal word. Hoe gaan dit gebeur? Dit gaan gebeur deur die geloof. Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Nuwe Testamenties lees ons presies dieselfde woorde. Deur die geloof word ons by God geregverdig. Die geloof in wat en die geloof in wie? Die geloof in die seun van God, wat vir ons in die Ou Testament beloof is, wat sal kom as Immanuel, God met ons. God wat tussen ons kom wandel. Dit is presies wat met die Here Jesus gebeur het. Daarom sê Paulus in Galasië 3:29, almal wat in Christus glo, is die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Jy word geregverdig nie deur die wet nie. Jy word geregverdig nie deur goeie dade nie. Jy word geregverdig deur die geloof in die seun van God te plaas, die seun van God wat hy gestuur het, deur geloof in God te plaas
en in sy seun. Johannes 17 sê die Here dit. Dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. Nou luister saam met my. Abraham kry 'n belofte dat sy nageslag die aarde sal vul, maar sy vrou is onvrugbaar. Op 90-jarige ouderdom verskyn die Here aan Sara, 90 jaar oud, in Genesis 22 en sê, en die Here het Sara besoek soos hy beloof het. Is dit nie mooi nie? En die Here het aan Sara gedoen soos hy gespreek het. En Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. Die inspirasie van die Bybel. Let op die woorde wat God beloof het, wat die Here vir Sara gesê het. Op die regte tyd het gebeur wat God gesê het, en Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isak genoem. En Abraham het sy seun Isak besny toe hy 8 dae oud was, soos God hom beveel het. Uit hierdie Isak sou die nageslag gebore word. Hierdie nageslag wat gebore sou word, is Jakob en Esau, wat uit die nageslag van Isak sou kom. Isak se vrou Rebekka is ook onvrugbaar. Maar God gee 'n opdrag en God gee belofte dat sy sal swanger word. Sy het swanger geword en 2 seuns gebaar. Die belofte wat God gesê het, of die woord wat God aan haar gesê het, in die 23ste hoofstuk is hierdie woorde. En die Here het vir haar gesê, die jongste sal die oudste regeer, die oudste sal die jonge dien. 'n Belofte wat God gegee het. Wat God gaan Isak gebruik, hierdie nageslag wat uit Sara uitgebore is, en hy gaan die nageslag van God op aarde, die vader daarvan wees. Abraham is die vader van geloof, maar Isak is die voorsate van die Here Jesus Christus wat sou kom. En dan is dit so belangrik, as 'n mens dwars deur die skrif kyk, hoe God vir sy volk geseën het. Hoe God na sy volk omgesien het, daar in die 25ste hoofstuk vers 23, laat my toe om dit net vir u te lees, dan hoor u wat sê die Bybel. En die Here het daar geantwoord, 2 nasies is in jou skoot, en 2 volke sal van jou uitgaan uit jou liggaam. En die een volk sal sterker wees as die ander, en die oudste sal die jongste dien. God het so gesê, en omdat God so gesê het, gebeur dit ook eksplisiet. Dan het God hierdie volk Israel 'n belofte gegee, wat hy aan Abraham gegee het. Abraham, jou nageslag sal egter 400 jaar in slawerny wees. Dan sal hulle verlos word en sal ek neem na die land Kanaan. U ken die verhaal. Die volk van Jakob, daar is hongersnood. Hulle gaan na Egipte land toe. Maar terwyl hulle daar in hongersnood is, het hulle jaloers geraak op Josef. En hulle besluit om Josef te verkoop. Josef word verkoop aan Egiptenaars. Hy dien in die huis van Farao. En dan jare daarna is daar hongersnood en Jakob stuur sy seuns na Egipte land om te gaan kos koop. U ken die verhaal. Uiteindelik openbaar Josef hom aan sy broers en sê, ek is Josef. Maar moenie bang wees nie, hoor. God het my vooruit gestuur na Egipte land, om in hierdie tyd daar te wees, om te sorg dat julle sal oorleef en daar vir julle kos sal wees. Hy praat met Farao en Farao sê, laat jou hele familie, laat jou ouers en almal kom, en hy gee vir hulle die beste deel van Egipte land, Goshen. Daar het die volk vermeerder en baie groot geword. Farao het bang geword vir hierdie volk wat so groot word, en het hulle slawe gemaak. Maar Josef het gesê, ek gaan sterwe, maar God sal julle verlos, soos hy aan Abraham gesê het, na 400 jaar sal julle uittrek. Toe die tydperk van 400 jaar aangebreek het,
stuur God vir Moses. Moses, ek wil my volk uit Egipte land gaan verred, soos ek aan Abraham beloof het. U ken die verhaal, hoe Moses uit Egipte land uitlei, en God hulle deur wonders in die woestyn neem, en uiteindelik neem tot daardie land wat hy beloof het, die land van Kanaan. Oorvloed van melk en honing. Alles wat God gesê het, gebeur eksplisiet soos God gesê het, duisende jare voor die tyd. 800 jaar voor die geboorte van die Here Jesus, word die belofte gegee, die maagd sal swanger word. Ja, daar was aanslag op Israel. Onthou u vir Biliam, wat gesoek word om die volk van Israel te vervloek, maar God het hom nie toegelaat nie, want dis God se seun, dis God se volk, oor wie sy heerskappy heers. Maar dan gaan ons na die Nuwe Testament toe. Daar is 'n maagd. Die engel van die Here verskyn aan haar en sê, daar gaan in jou skoot 'n babietjie verwek word. Jy gaan 'n seun in die wêreld bring. Hoe is dit moontlik? Dit kan tog nie wees nie, ek het nie 'n man nie. Dit wat in jou gaan plaasvind, sal deur die Heilige Gees gewerk word. Sy is swanger bevind deur die Heilige Gees. Josef wil haar verlaat, want hy het gereken dat sy ontrou is. God spreek met Josef en sê, Josef, moenie vir Maria verlaat nie. Dit wat in haar verwek is deur die Heilige Gees verwek. Jesaja 9. 'n vrou sal 'n seun in die wêreld bring, of 'n kind in die wêreld bring. God sal 'n seun stuur. Dit wat in jou skoot plaasvind, is deur die Heilige Gees gewerk. En dan is daar 'n reekse van beloftes. Hy sal in Bethlehem gebore word, volgens Galasiërs 5 vers 1. In Bethlehem. Op die tyd wat hy gebore moet word, gaan daar 'n edik van die koning uit. Elkeen moet teruggaan na sy moederstad van sy geboorte. Josef moet terug aan Bethlehem toe. En terwyl hy in Bethlehem is, het die barensnood daar oorval, en sy het 'n seun in die wêreld gebring, want Maleagi 3 het gesê, in Bethlehem sal hy gebore word. So kan ek vir u neem na Sagaria toe. Hy sal op 'n vul loop. 'n Jong vul sal die dier wees waarop hy sit, wat in Lukas waar geword het. 'n Jong vul van 'n esel word geneem, en hy loop met die eseltjie in die stad Jerusalem in. Hulle gooi die palmtakke voor hom neer en sê, salig is hy, Hosanna, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Die wonderwerke wat hy doen. Jesaja 61 voorspelling. Hy sal blinde oë oopmaak. Hy sal dooies opwek. Hy sal siekes gesond maak. Waarvan die Here Jesus ook sê, vandag is in julle ore vervul dit wat Jesaja 800 jaar vroeër gesê het. Paulus sê, soos hy deur sy heilige profete gespreek het, aangaande die toekoms. Ag, kom ek neem u sommer ver vorentoe. Ek neem u na die kruis van Golgotha. Ek neem u na gebeure rondom Golgotha. En ek vat u na Psalm 22. En dan luister u na dinge wat duisende jare voor die tyd gesê is, wat aan die kruis sal gebeur. En elkeen van hulle is eksplisiet vervul. Ek gaan vir u lees en u hoor. Hoor wat sê hy. Hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp en van die woorde van my gebrul. Ek is 'n wurm en geen maan nie. 'n Smaad van die mense, verag deur my volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lippe uit. Hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor. Laat hy hom red. Laat hy hom bevry. Hy het mos behaag in hom. Wees nie ver van my nie, want my nood is naby. Want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omring, sterkes van Basam het my omring. Hulle het my hulle mond teen my oopgespalk soos 'n leeu wat verskeur en brul.
Ek is uitgestort soos water. Al my bene raak los. My hart het soos was geword. Dit het gesmelt in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf. My tong kleef aan my verhemelte. U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel. 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my bene kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien my met welgeval op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Het u die taal van die kruis gehoor? Het u gehoor, ek is dors, my tong kleef aan my verhemelte? Het u gehoor, hulle spot met my en sê, laat het aan God oor, as hy 'n behaag in hom het, sal hy hom red? Het u gehoor dat hy die kop skud en met hom spot openlik, as u die seun van God is, kom van die kruis af? Het u gehoor as hy sê, al my beenre het uit my gewis, uit my geskeur, my hart het soos was binne my geword? Het u gehoor, hulle het my klere, die lot daaroor gewerp? Alles presies woorde wat duisende jare voor die tyd gesê is. Kom ek neem u weer na Jesaja 53 toe. Hoor wat sê hy. Hy sê, hy was verag en die mense verlaat. 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens die gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankheid op hom geneem en ons smarte deed hy gedra. Maar ons het hom gehou vir wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy's mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, soos skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerus hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, terwille van die oortreding van my volk, wat die plaag op hom. En het hom sy graf by die goddelose gegee, en by ryke was hy nie dood, omdat hy geen onreg gedoen het, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om te verbrysel. As hy het hom krank gemaak, en as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy nakroos sien. Hy sal die laag verleng, en die welgevalle behaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens sy moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur my kennis sal my knegt, hoofletter, die regverdige hoofletter, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Alles wat God gesê het, sal presies so gebeur. Ag geliefdes, ek dink aan die profesie van Maleagi 1 vers 16. Sy tyd is uit die voortyd. Hy wat sal kom, is uit die voortyd. Onthou Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het niks ontstaan wat ontstaan het nie. Hy was en is van alle ewigheid. Hy het mens geword terwille van jou en my, om vir ons aan die kruis te sterwe. Maar hy is die ewige, almagtige God. En ek haas my. Ek haas my as ek vir u sê, geliefdes, die wonder daarvan, van die kruis van die Here Jesus Christus, duisende jare vooruit, en alles het eksplisiet gebeur, Jesaja 53 gesê het. So Psalm 22 gesê het, self die woorde wat aan die kruis gesê is. Paulus se woorde, wat tevore deur sy heilige profete verkondig is, het elke een
waar geword. Onthou jy die Emmausgangers? Hulle loop met mekaar en die Here Jesus Christus sluit by hulle aan en sê, wat praat julle so met mekaar? Is jy 'n vreemdeling? Het jy nie gehoor wat gebeur het nie? Hom wat ons gehoop het, wat die Messias is, wat ons ook kon verlos van die dwinglandy van die Romeine, het nou gesterwe. Al ons hoop is daarmee heen. En dan begin Jesus vir hulle die skrifte uitlê. Vanaf Moses, deur die profete, deur die psalmes, al die skrifte wat betrekking het op hom, om te wys dat hy moes kom. Hoe elkeen van hierdie skrifte vervul is. Daardie aand sit hulle aan tafel. Die oomblik toe die maaltyd aanbreek en Jesus staan op en hy breek die brood, sien hulle die merke in sy hande en onmiddellik is hy uit hulle gesigveld weg. Hulle haas hulle terug na Jerusalem of die disipeltjies te sê, hy leef, en was ons harte nie brandend, toe hy vir ons die skrifte uitgelê het, alles met betrekking tot hom, is op die letter vervul. Soos hy beloof het, so dit sy heilige profete in die heilige skrifte gesê het. Geliefdes, die woord van God is geïnspireer, die woord van God is waarheid, die letter van die woord van God sal vervul word, ook vir jou en my. Ek gaan hom vir julle plek berei. En as ek vir julle plek berei het, kom ek weer na jou toe. Ek gaan met jou kom neem in waar ek is. Alles wat in Openbaring geskryf is, gaan gebeur. Hy kom terug vir jou. Hy gaan vir ons kom haal om saam met hom te wees. Dit wat die profete beloof het, Daniël, jare voor Christus, eeue voor hom, daar sal 'n klein klippie losraak. Hy sal die hele beeld van Nebukadneser platvee tot stof maak. Wat beteken dit? Daar gaan 'n koninkryk kom, en hierdie koninkryk gaan die hele aarde vul, en is die enigste koninkryk wat sal bly. Alles sal uitgewis word, net die ewige lewe sal bly, waarvan ek en jy deel is. O, sien die heilige skrifte, aanbid die allerhoogste God, vir genade wat ek en jy ontvang het, soos hy van tevore beloof het, deur sy profete, in die heilige skrifte. Dat het jou hart vul, God is in beheer, niks sal sy plan veto nie, ek en jy is in die hand van 'n lewende God, niemand kan ons uithaal nie, en daar wag op jou en my 'n ewige heerlikheid, soos God vir ons beloof het, deur sy profete. Die Here seën vir u, ons praat volgende keer weer saam met mekaar, groot seën vir u.